What a journey. Wie van julle het al agtergekom dat geloof is 'n journey? Dis nie 'n gevoel nie, dis nie 'n once-off moment nie. It's amazing dat die woord sê, hy vat ons from one degree of glory to the next degree of glory, from one level of faith to the next level of faith. Amen? Die van julle wat nou die disipelskapskool bywoon sal leer dat geloof is die belangrikste ding wat jy ooit het om enige iets van God af te kry. En nie te glo in God nie, om God te glo. Daar's 'n groot verskil om in God te glo en heeltemal iets anders om God te glo. Amen? Om in God te glo, sê, hy is daar. Om God te glo, sê hy is hier. Want jy kan net iemand glo wat naby aan jou is. Iemand wie jy vertrou. Iemand met wie jy tyd spandeer. Amen? En ek sien Hebreërs vanoggend en bietjie aan, ek hardloop nou Bybelskool vooruit of disipelskapskool vooruit. Ek wil nie die woord Bybelskool gebruik nie. Dit klink te religious. En disipelskapskool vooruit, so ons kom nog daar. Maar in Hebreërs 11 is seker een van die belangrikste konsepte wat ek glo die Here het my vroeg in my Christendom geleer en ek wil hê jy moet vandag iets snap. Want as jy hierdie nie snap nie, gaan jy struggle om te vertrou. Want ek dink dis die grootste ding waarmee kinders van God sukkel is vertroue. Omdat ons sukkel om mekaar te vertrou, daarom sukkel ons om God te vertrou. Want iemand het jou al vir jou gelieg, whether jy al klein geword het in jou ouer huis, vriende, eggenoot, 'n boyfriend, 'n girlfriend, iewers het mense al so vir jou gelieg dat jy nie meer wil vertrou nie. Want woorde beteken niks. Woorde is leeg. Amen? En ons is so happy om leeg te lewe, want die wêreld bied alles waarmee ek kan volmaak. Maar nie een van daai goed verander jou nie, nie een van daai goed is blywend nie. Amen? En ek hamer dalk bietjie baie daar op die laaste tyd, maar dis wat die Here op my hart sit is, nie voordat jou huis in orde is nie, gaan niks van God se voorsiening in jou lewe regkom nie. Ek berei voor, want ek moet Saterdag aand by 'n koppelsaand gaan praat wat kom, moet ek by 'n date night gaan praat en die Here begin met my al hoe meer hierdie ding praat van it's not just a wedding ring, it's a disciple ring. As jy nie 'n Christus volger in jou eie huis kan wees nie, is dit leeg voor die wêreld. As jy nie Christus in jou eie huis kan dien, as jy nie jou man of jou vrou met jou Christenskap kan dien nie, is dit useless daar buite. Want selfs vir leierskap van die kerk het die woord gesê, jy kan nie 'n leier in die kerk word as jou eie huis nie in orde is nie. So wat sê God? Help nie jy probeer sy huis reg kry, maar jou eie huis is in shambles. Hoekom? Want hy is nie in jou huis nie. Jy het godsdiens, maar het jy God. En die Here begin my praat en hierdie ding vanoggend vroeg pop by my op. En ek begin besef is, wanneer dit by geloof kom, hoekom ons struggle met geloof, want geloof vereis van jou om jou vermoë om te sien te laat gaan. Want ons is geleer sien is glo. Maar dis nie wat die Bybel ons leer nie. Hebreërs 11 sê die volgende, en ek lees uit die Amplified uit, want ek wil hê dit moet ge-amplify wees. Amen? Now faith, sê faith. Wat is faith? Nie faith nie, vir julle ou Afrikaner ouens wat nie Engels verstaan nie. Alright, now faith, geloof, is the assurance, the confirmation, ek love hierdie woord, the title deed of the things we hope for. Now faith is the substance of the things we hope for. Geloof is die vertroue wat ek het in die dinge waarvoor ek hoop. Geloof is die vertroue wat ek het in die dinge waarvoor ek hoop.
Amen. Being the proof of things we do not see and the conviction of their reality. Faith perceiving as real fact what is not revealed to the senses. Met ander woorde, geloof is 'n vaste vertroue op die dinge wat ek hoop, op die dinge wat ek nie sien nie. So geloof is 'n vaste vertroue op dinge wat ek nie sien nie, maar ek weet dis reël, dit het nog net nie gerealiseer in my lewe nie. Romeine 4. I see things that are not as though they are. Met ander woorde, jy weet wat kan God doen, jy weet wie God is, en jy weet hy's 'n waarmaker van sy woord. Al sien jy nie dit realiseer in jou huis, in jou bankrekening, in jou lewe, in jou kind, in jou man of jou vrou nie. My vertroue is in die vermoë van God om dit te doen, en nie my vermoë of ek dit sien of nie sien nie. Die feit dat ek dit nie sien nie, beteken dit nie God is nie besig nie. Hoor mooi, die feit dat ek dit nie sien nie, beteken nie God is nie besig nie. Omdat ek en jy nie sien nie, gaan een van twee goed gebeur. Jy gaan either God vertrou en vrede kry, of jou emosies vertrou en stres en worry. Want jy gaan dit wil uitfigure, en die oomblik wanneer ek en jy van hierdie ding na hierdie ding toe gaan, kom die duiwel in. Die oomblik wanneer jy van gees na jou eie mindset toe gaan, dan kom die duiwel in. Want hierdie is sy speelgrond. Hy saai saadjies van twyfel, van ongeloof, van wantroue. En hy sê hier so mooi, hy sê dat being the proof of things we do not see. Amen. Ek onthou so 'n storie van 'n kind wat by die skool praat, die onderwyser en sê, daar's nie God nie, ons kan God nie sien nie, en die kind antwoord, want dan het jy ook nie 'n brein nie, want ons kan hom nie sien nie, né? Hy sê, ja, maar as my kop oopbreek en my brein sien, hy sê, as jy jou Bybel oopmaak, kan jy God sien. Sien, die probleem met kinders van God is, ons wil hê God moet na ons saak toe kom, maar ons kom nie na God toe nie. Ons wil vir hom sê wat ons wil hê, maar ons wil nie sy woord vat en doen wat hy sê nie. Ons wil hê God moet aan ons gehoorsaam wees, maar ons wil nie aan hom gehoorsaam wees. Ons wil vir God voorsê, in plaas net doen wat hy sê, en dinge sal regkom. Ons grootste struikelblok tot verandering in ons lewe is ons ongehoorsaamheid om te luister. Want gehoorsaamheid vat vertroue in wat jy nie sien nie. Want dis wat gehoorsaamheid is, dis vertroue in wat jy nie sien nie. Jy trust God se woord, jy trust wat hy sê, en jy vertrou dat dit sal realiseer, whether jy dit sien of nie. Amen. Niemand van ons het geglo, en hoe gaan sy linders kry nie. Eerste keer het hy gedop, die tweede keer het hulle sy geld gesteel, die derde keer het hy reggekom. Amen. Hoeveel van julle het al besluite geneem sonder om na God toe te gaan, en dit was die duurste besluite van jou lewe? En hier praat ek nie van dit jou geld gekos nie, ek praat van dit het jou mense gekos. Dit het jou liefde gekos. Dit het jou van jouself gekos. Jy het seer gekry, jou hart het gebreek, jy het vertroue verloor. Die goed wat werklik saak maak. Omdat ons nie hoor nie. Sien, die oomblik wanneer ons, dis die groot ding, gehoorsaamheid kom met geduld, en ongehoorsaamheid kom met impulsiwiteit. Vers 2, sê vers 2. For by faith, hoor wat sê hy? Trust, wat is faith? It's trust and holy fervor born of faith. The men of old had divine testimony born to them and obtained as good report. Hy sê hier so mooi, die oomblik wanneer jy op die plek kom, waar elke besluit van jy gebore word, uit die realisering van wie God is vir jou,
gaan jy soos die mense van oud getuienis dra van geloof. Ons like om die Bybel uit te haal en ons lees stories van hoe het Moses geglo en Noag en Abraham en elkeen van hulle, Job se storie. Ek love Job se storie want dit is personal. Ek love die challenges wat Job geface het, hoe hy daar sit en sy eie vriende gooi hom onder die bus in. En hy word geneil deur sy vrou. Ek sê die duiwel vat alles weg behalwe sy nagging wife. En hy gaan deur al hierdie goed. Sy kinders is dood. Hy verloor sy besigheid. Hy verloor alles. En almal sê vir hom, ja, maar dis jou skuld want dis die goed wat jy verkeerd doen en dis die goed wat jy moet reg doen en dit is alles jou skuld, Job. Job, jy sak, Job, jy's useless, Job. Dis omdat jy dit doen. En Job gaan na God toe. En soveel mense love hoofstuk 42, want dis een van die mooiste beloftes wat met Job gebeur, wat sê, Job het altyd net in God geglo, maar nou dat hy hom gesien het. Daar kom 'n tyd in jou lewe wat God meer is net as ek glo in God. Waar ek glo God. Wanneer jy 'n encounter met hom het. Hy sê, die oomblik toe Job dit besef, het hy vir sy vriende begin bid. Bianca het nou gesê, daai tyd toe ek begin ophou vir myself bid en vir ander mense. Ons het so vasgevang in ons eie struggle. Here help my, my man, my vrou, Here. Ons kla by die Here, ons bid nie. Ek dink baie ons moet gaan hulle stilte tyd noem, die tyd van klaagliedere. Want dis al wat hulle daar binne doen, hulle moan. My man, my vrou, my kind, my ouers, my dit, my kerk, my pastoor, wow. Nie voordat God jou hart breek vir ander mense nie, gaan jou hart jou breek. Want jy is nie gemaak om jou hart vol van jouself te hê. Ek is nie gemaak, ons harte moet vol wees vir ander mense. Dis hoe God ons gemaak het. By faith we understand that the worlds during the successive ages were framed, fashioned, put together and equipped for their intended purposes by the word of God. So that what we see was not made out of things which were visible. Sien, alles wat jy soek om te verander, lê in die vermoë om te spreek wat God se wil is vir jou lewe. As jy nie God se wil ken nie, kan jy nie God se wil spreek nie. En as jy goed wil doen op wat jy sien, gaan jy verkeerde goed doen, want dis die valsheid. Die valsheid lê in wat jy sien. Die waarheid lê in wat jy nie sien nie, want dis waar vertroue vandaan kom. Amen. Want om iets te sien en daaraan te glo, is nonsens. Want hoeveel van julle het al die persoon langs jou gesit en geglo toe jy hulle date, dis die perfekte mens en geleer langs die pad, hulle het ook foute. So even what you saw, het vir jou gelieg. Het maak hulle nie bad nie, dit laat jou net realiseer, moenie jou oor, dis ook hulle sê, liefde maak jou blind. Amen, maar die troukoek sit vir jou bril op. Want dan leer jy wat dit is om een te wees, want nou kan dit nie meer oor my gaan nie, dit kan nie meer oor jou gaan nie. As dit nie oor ons gaan nie, gaan dit nie werk nie. Ek sê nou vir jou, as jou huwelik nie weer oor julle begin gaan nie, gaan jou huwelik klaarmaak. En ek praat nie van ons, maar ek soek dit en jy soek dat nie. Wat kan ek vir jou doen? Wat kan jy vir my doen? Wat is ek bereid om te sacrifice? Nie demands te gee nie. Demands beteken nie, ons is een nie. Demands beteken ek stel myself bo jou. Ek sal jou sê, jy sê my niks. Wie van julle het 'n vrou? Wie het al vir haar gesê, want ek sê so. Laaste ding wat jy gedoen het. Sy al ma se tande gehad, was al lippe los. Amen.
By faith we understand that the worlds during the successive ages were framed, fashioned, put together in order and equipped for the intended purpose by the word of God. Dit wat God oor jou spreek, dit sal gebeur, niks anders nie. Dit wat God oor jou gespreek het, Dinsdag gaan ons dit klas toe praat ons oor God se beloftes vir ons. As jy nie God se beloftes ken nie, waaraan hou jy dan vas? Die Bybel sê ons, herinner God aan sy beloftes. Hoekom? Dink jy God vergeet? Nee, ek en jy vergeet. Ons vergeet die beloftes. Ons vergeet hy is die weg. Ons vergeet hy is die waarheid. Ons vergeet hy is die lewe. En daarom struggle ek en jy. Want hoekom? Want geloof is nie 'n gevoel nie. Geloof is 'n keuse wat ek elke dag maak. In wat? In die persoon van God. My vertroue lê in God, want ek ken hom, ek weet waartoe is hy in staat. Dis wat ons getuienis noem. Wat is getuienis? Dis die waarmakende storie van jou journey van geloof. Dis al die realiteite van geloof. Dis getuienis. Ek het die Here vertrou, hy het gedoen. Ek het die Here vertrou, hy het gedoen. Hier is my getuienis van God. Ek was siek, dis ek gesond. Ek was dom, dis ek 'n bietjie slimmer. Ek het uit myself uit dit gedoen, toe kry ek seer. Toe wys God my weer sy waarheid, toe sien ek weer die lig. Maar dis daai oomblik wat ons sê, ek kan dit sonder God doen, wat alles verkeerd gaan. Alles. Ja, maar ek het gebid. Wat het jy gebid? Nee, Here moet my man straf slaan, hom met 'n weerligstraal. Hy gaan nie. Want dis nie God se gesindheid nie. Leer God ken, dan weet jy wat om te bid. Leer sy hart vir mense ken, dan weet jy wat om te bid. Sien, 90% van ons gebede is ons emosie, nie God se waarheid nie. Ons bid uit emosie uit. Dis 'n emosionele gebed. En nie die emosie van, jy is oorweldig deur sy grootheid nie, dis die emosie van, jy is oorweldig deur jou challenge. Want op daai oomblik is jou challenge groter as God, en nie voordat jy die waarheid besef, dat God is groter as jou challenge nie, gaan jy die emosie van vrees bid, en nie uit die emosie van vertroue nie. Dis die enigste twee gebede wat ons bid, vertrekpunt is either vertroue of vrees. Daar's nie 'n ander way van bid nie. Daar's geen ander way van bid nie. Either bid jy uit vertroue uit of jy bid uit vrees uit. Dink bietjie daaraan. Hoeveel van jou gebede is gemotiveer deur vrees? Almal? Hoeveel van jou gebede is gemotiveer deur vertroue oor dat jy weet wie God is, daarom hardloop jy na hom toe. Maar dis wat ek vandag vir jou vra is, en vir myself vra is, waar is jou journey met geloof? Ek kan hierdie ding vandag preek, want ek het hierdie toets geskryf, want ek het hierdie week goed geskryf. Op 'n tyd sit ek op baie bankie daarvoor, ek en Eddie, en wat 'n dag was dit? Donderdag, sit ons daar op baie bankie, en ons is soos in, jy weet jy is sterk, maar jy is moeg. Wie van julle was al sielsmoeg? Jou geloof is in plek, maar jou lyf sê vir jou, broer, jy het shots gevat. Amen? En vir 'n oomblik sit jy daar en dan dink jy, Here, ons gee so baie, is daar ooit iemand wat raak sien, ons word ook moeg? Want mens voel so. Die volgende week, jy ry 'n kar by ons hek, en ek is like, ek het nie nou lus vir mense nie. Tot hulle met 'n peace offering kom. Ek het melktert en ek het hertsoggies. Sien jy, as jy wil daai het, moet nie 'n pastoor word, want mense voer jou. En weet jy wat's amazing? Alles gebeur net. Johan en sy seun daag op, hulle kom sort die sound uit. En eers voel ek verplig, ek moet die wees, ek moet seker hulle support, en ek is net like, nee, hulle weet wat hulle doen, ek gaan in die pad wees. En so begin die Here vir my wys, hy het soveel mense al opgerig, wat net hulle skoene vol staan. Hulle besef nie eers, hulle staan hulle skoene vol. Oral pop iemand op, en doen iets. Iewers daag iemand op, en gee net 'n hug.
As ek laas keer gesê het, jy weet wanneer iemand 'n hug van die Here afgee en wanneer iemand net hug. Daar's 'n verskil. Jy kan die energie van God se liefde voel. Amen. Want jy voel refresh daarna. Dis asof ek het daai nodig gehad. Wie van julle het al dit gevoel as iemand jou druk is soos in ek het daai drukkie nodig gehad. Amen. En dis wat God doen. Hy gebruik my en jou op die weirdste maniere, want hoekom? Die ander mense verwag dit nie. Verwag dit nie. En so kom God hierdie laaste tyd, en hy wys net vir my dan, sorg jy oor jou geloof, ek sal na al die ander worry. En dis waarom ek nou vanoggend kom, nou begin die preek, ek het nou net my introduction gedoen. Vers 6, sê vers 6. Vers 6. Wie van julle wil graag God behaag? Wie wil graag hê die Here moet smile, die Here moet happy wees vir jou? Is daar enige iemand? Amen. But without faith, it is impossible to please and be satisfactory to God. Sonder geloof kan jy nie God behaag nie. Sonder geloof kan jy nie God, want God reageer op geloof. Jy trek God se aandag deur hoe jy glo. Jesus het self gesê, toe hy ou vir hom sê, jy hoef nie eers te kom nie, sê net die woord en my kind sal gesond wees. En daai Romeinse ou is nie eers 'n Christen gewees nie. En Jesus sê, selfs onder julle het ek nie eers die geloof gesien wat hierdie man het nie. Daar kom hy sê, selfs hierdie heiden glo beter, vertrou meer in God, as julle wat elke dag by hom is. Want hy het besef, God is groter, as iets wat ek en jy kan doen. God is so groot, hy doen dit alleen. Maar ons wil hom altyd help, want ons dink ons is op gelyke voet met God. Selfs al is ek 'n kind in my pa se huis, is ek nog steeds nie gelyk aan my pa nie. Hy bly die hoof van die huis. Amen. Jy agterkom, jy is nooit gelyk aan jou ouers nie, hulle bly jou ouers. Want dis hoe God se struktuur werk. Jy sal altyd in 'n hiërargie in die koninkryk van God een laer wees as wat God beplan het. Hoekom? Want God wil hê jy moet leer dien. En nie ook nog wat jy dink, jy is nou die finale een, dan sê nie, het vergeet, ek is ook nog daar. En dit is so belangrik dat ons verstaan, hy sê, but without faith it is impossible to please God and be satisfactory to Him. For whoever would come near to God must believe that God exists. Daar is die meeste kinders van God se probleem. Hulle twyfel in die existence van God. Hulle hou van godsdiens, maar hulle twyfel in God se vermoë, want hulle ken nie God nie. Toe ek 'n landboukollege student was, een aand toe praat ons en iemand sê vir my, ja nee, julle ouens sê net, daai ou kan hardklap. Talk is cheap. Later die aand toe sy brandewyn te veel raak, toe kry hy 'n klap. En as een van daai klappe wat, hier waar hy gestaan het en waar hy opgeëindig het, was daar 'n dimensie verskuif. Sy 2 plakkies het net daar gebly, hy's bo oor die toeltafel. Die funny deel is, sy kop het deur 'n skuifdeur gehek gedruk, en daar sit hy vas. Daai skuifdeur maak agter sy ken. Nou kan hy nie uit nie. Die probleem is, dis aan die buitekant van die gang waar almal verbyloop. So wat gebeur? Hoekom luister jy nie? Hoekom luister jy nie? Hoekom luister jy? Ek weet nie hoeveel klappe daai ou hand gekry nie. Die bad deal is, hulle moes die brandweer bel om te kom uitsny. Want hy skuif, hy kan net toe, hy kan nie oper nie. Sien, jou vermoë om jou gelyk aan God te probeer stel, gaan maak dat jy jouself in 'n situasie kry, waar jy mense wie jy nie wou hê, moet jou help nie, se hulp gaan nodig hê. Ek het nie hulle nodig nie, ek het nie my ouers nodig nie, ek het nie my vriende nodig nie, ek kan self klaarkom, dan sê die Here, askies.
Kom ek wys jou, jy kan niks doen sonder my en die mense wie ek in jou lewe geplaas het. God deel met ons arrogansie, deur weg te vat wat ons dink ons het by mekaar gemaak, want ons het vergeet dis sy genade. Ons vergeet ek en jy sit hier as gevolg van genade. Ons vergeet ons het 'n huis of 'n kar, of kinders, of kos, of asemhaling, of enige iets, omdat dit genade is. Ons dink ons het daarvoor gewerk. Dit bly genade. Maar sien, as ek en jy God sy reward wil hê, dan sê hy, kom na my toe. En dis waarmee kinders van God sukkel, om na God toe te gaan. Om na God toe te gaan. Hoor wat sê hy? For whoever would come near to God must believe that God exists and that He is a rewarder of those who earnestly and diligently seek Him. En dis die ding volgende. He's a rewarder. Almal soek die rewards. Amen. Almal soek die prys. Amen. Kom na hom toe in geloof. Glo dat hy God is en hy sal jou reward. Amen. Amen. Ons sê nie die laaste deel van hy sin nie. For those who diligently seek Him. Die doel van geloof is om nader aan God te kom, nie nader aan die reward nie. Die doel van jou Christendom, die wyl het geskeur, nie dat jy 'n beter lewe moet hê nie, maar dat jy God moet ken. Dat jy 'n beter verhouding moet hê. Jesus het nie aan die kruis gesterf, dat jy alles kan kry wat hierdie wêreld jou bied nie. Hy het gesterf, dat jy weer verhouding met God kan hê, sonder deur 'n hoëpriester te gaan. Dat jy self na hom toe kan gaan. Weet jy, hoekom kry jy baie min gebede antwoorde? Want jy vra ander mense om te bid, en God sê, kom na my toe. Ek is die rewarder. Dis hoekom ek deesdae as mense om my sê, bid vir my, en vra ek vir hulle, het jy self gebid? En as jy nog nie gebid het nie, beteken my gebed niks. Want hy sê, kom jy na my toe. Help dit dat ander mense bid? Ja, hulle moet bid dat jy bykom. Dis wat hulle moet bid. Nee, ek vra die Here moet my vrou verander. Nee, vra dat hy jou verander. Kom jy na hom toe. Verander my hart. Want dalk is ek die ass, hoekom my vrou so optree. Dalk is ek die ass, hoekom my man so optree. Dalk is ek die een, hoekom my vriende weggaan. 50 vriende kan nie verkeerd wees nie. Iewers moet jy na jouself begin kyk. Amen. Nie almal in jou lewe sak nie. Al wanneer almal sak is wanneer jy die God van jou lewe is. Want dan aanbid jy jou lewe. Jy aanbid die grond waarop jy loop. Hulle moet tog net weet, wie is jy as jy my as 'n pel het. Hand jy 'n goeie pel. Dis wat die duiwel ook gesê het. My seun het so gesê ding, dat ek altyd laai. Hy sê altyd, dink is jou ouma wat so gesê het. Sê, vriende is nie eers goed vir volwassenes nie, wat nog te meer vir kinders. Weet jy as ouer, wie is jou kind se vriende? Weet jy wat glo daai ouers? Weet jy wat doen daai kinders? As jy hulle nie kan beskerm teen die wêreld nie, sal die wêreld hulle leer dat God kan hulle nie beskerm nie. Ek kry gister 'n boodskap van iemand wat sê, my hart breek. Ek het 'n video gestuur van 'n ou met 'n Bybel wat flenters is. En daai persoon sê, dis as gevolg van my pa se Bybel wat so lyk, dat my lewe vandag heel is met God. En daai persoon sê vir my, my hart breek, want ek weet my pa se Bybel lyk nie so nie. Ek weet nie eens of my pa 'n Bybel het nie. En dis my hart elke dag. Here, ek wens ek kan vir my kinders miljoene gee, maar dit gaan niks verander as ek nie eers vir hulle Christus gee.
Wat help het, ek bless hulle met alles wat hierdie wêreld bied, maar ek ontneem hulle van 'n ewige lewe. Wat help het, as pastoor kan ek vir jou kospakkies gee, en ek kan vir jou liefde gee, en drukkies, en ek kan vir jou raad gee, en ek kan al hierdie goed doen, maar ek kan nie vir jou Christus gee nie. En weet jy, hoekom kan mense nie Christus gee nie? Want hulle ken nie die pad na Christus toe nie. Hulle ken godsdiens. Ja, Jonas sê, hier's die pad. Hier's the rewarder. God reward. Wie reward hy? Hulle wat na hom soek. Soek en jy sal vind. Klop en vir jou sal oopgemaak word. Vra en vir jou sal gegee word. Sien, hier is die ding. Soek jy die hart van God of soek jy die hand van God? Here bless my werk, Here bless my besigheid, Here bless dit, Here ek soek daai ding, Here ek soek die ding, Here ek soek dit. Wat doen ons? Ons hardloop agter die hand van God aan. Maar die hand van God bly toe, nie voordat jy die hart van God het. Wie van julle wat groot geword het, was op 'n plek waar jou ouers vir jou gesê het, ek weet wat jy wil hê, maar kom sit net eers bietjie by my. Want ouers smag baie keer na kwaliteit tyd meer, as van hulle wil vir jou goed wees, maar nie teen 'n prys nie. Maar weet jy wat, as 'n ouer is jy die een wat elke keer gaan sacrifice. Al stel jou kinders jou hoe te leer. Ek dink vir my ma was ek seker die grootste teleurstelling al in my lewe. Elke getuienis waar ons hy gewerk het ek vir gewys, jy moet meer bid. Hy's nie groot genoeg nie. Kom ons vat 'n nuwe lewe. Kom ons vat 'n nuwe lewe. En ek dink dis die ding wat die konferensie my net kom leer het, is dan, God is 'n regte ouer. Hy het sy beste gegee, terwyl ons dit nie verdien nie. Hoeveel keer het jy al vir jou kinders goed gedoen, dan voel jy hulle verdien dit nie. Maar weet jy wat, jy doen dit in elk geval, want dis wie jy is. Want jy wil jou kind beskerm. Jy wil nie jou kind moet seer kry nie. Jy wil nie jou kinders moet alles verloor wat hulle het nie. So jy sacrifice. Dit kos jou alles. Want dis wie God is. En al wat hy vra is, ek weet ek is goed vir jou. Maar as jy my grootheid wil leer ken, kom na my toe. Ek is die rewarder. Soek eers die koninkryk van God en sy wil, en al hierdie goed sal vir jou bygevoeg word. Wat is die koninkryk van God? Sy plan vir die mensdom. Wat is die wil van God? Sy plan vir jou. Hoeveel van God se plan is deel van jou plan vir jou lewe? Hoeveel van God se plan is deel van jou plan vir jou lewe? As ek laasweek gesê het, om te sê, in ons huis is my vrou die een wat die geloofsgoed hanteer. Sy is die sterk gelowige. Nee, God sê, jy man, jy moet jou broek optrek en vasmaak. Ek het vir jou die ruggraat gegee. Jy is die een wat moet voorloop. Jy is die een wat die pas aangee. Jy is die een wat die rigting gee. Jy is die een wat wys waar is God. Jy is die een wat naby God leef, dat jou vrou en kinders hom in jou kan sien. Dis die scary deel.
God het jou vrou en jou kinders gemaak om Christus in jou te sien. Nie andersom nie. Want hulle leer by jou, want jy's die hoof van die huis. Dis nie genoeg om net Bybel te lees en 'n bietjie te bid nie. Ons moet hom leef. Dis maklik om te sê, kom ons lees vanaand 'n stukkie, maar môre leef jy soos die wêreld. Al wat dit leer jou kind om 'n hipokrit te wees. Want hulle sien valsheid. Vanaand dwing jy 'n reël af, maar môre leef jy soos die wêreld. So waar's daai wat ons gisterand gelees? Dis hoekom hy sê, as jy God se reward soek, we need to diligently seek him. Seek him beteken vir my, jy moet moeite doen. Jy moet soek. Kyk, ons man sak om goed te vind. Ek kry nie die tomatiesous nie, maar is reg voor in die yskas. Maar in die jagveld kan jy 'n kudu op 700 meter in die bosse sien. En daar is hy, ek sien hom. En sy is like, wat sien jy? Kan jy hom nie sien nie, kyk sy oortjie het so gemaak. Dus ek weet nie die tomatiesous sien nie, want hy het nie 'n oortjie wat so maak. Dis wat my vrou altyd vir my lag. Ek kan nie 100 meter in 'n winkelsentrum stap nie, maar ek kan 7 kilometer agter 'n kudu aanstaan. Ek sê, sit net vir my kudu daar binne. Gee my 308 en sit 'n kudu daar binne. Ek stap by Mall plat, moenie worry nie. Is my hart volgend. Ons wil so graag God se goedheid ken, maar ons wil nie God ken nie. Ons wil nie hom ken vir wie hy is nie. Ons wil hom ken vir wat hy doen. Ons kla dat God hoor nie ons gebede nie, ons kla dat hy sien nie wat ons doen nie. Maar hy sê, I'm a rewarder of those who diligently seek me. Who diligently seek me. Wat beteken dit? Jy sit uit jou dag uit tyd om hom te soek, sy aangesig te soek, hom aan te roep, te aanbid. As jou godsdiens gebaseer is op 1 keer 'n week hier binne, wil ek vir jou sê, jy het 'n probleem. Die hel is nader as die hemel. Want Jesus het gesê, Here, in jou naam het ons duiwels uitgedryf, siek is gesond gemaak, dooie is opgewek. Maar ek sê vir julle, gaan van my af weg, want ek ken jou nie. Die gawe beteken nie, jy het Christus nie. Christus is die teken, jy het Christus. Want die gawe wat God jou gegee het, is jou gawe. Lees eendag 'n boek en die skrywer skryf daar, hy sê, I think people will be surprised how many pastors will be in hell. Want soveel ouens is goeie sprekers, maar hulle soek nie God nie. Ek het gister so 'n pause gemaak. If your pastor is a motivational speaker, you have a church full of happy sinners. Sien, partykeer kry ek dit. Jy's te reguit. Hoekom moet jy so praat? Hoekom moet jy so kwaai wees? Ek sê kwaai nie. Jy oordeel my, nie ek oordeel jou nie. Die woord sê liefde waarsku. Liefde sê maak oop jou oë. Liefde sê kom uit jou Babylon uit, waar jy besig is om jouself weer in die wêreld in te werk. Liefde sê jy's vir my belangrik as my boetie en sussie in Christus, en ek kan nie toelaat om te sien hoe jy daai lewe begin leef wat jou van God af verwyder nie. So ek gaan jou waarsku. En as dit my ongewild maak, prys die Here. I don't need the spotlight because light shines from in, not on top. Amen. Al wat on top is Grimora Christene. It's not inside, it's on top. Dan moet ons jou begin Grimora noem.
Want dis masker op masker, plastiek op plastiek. Maar dan kom 'n dag wat jy op 'n punt kom waar die desire binne jou en om God te dien so groot brand, jy kan nie help om al die maskers af te ruk en te sê, Here, ek's moeg vir my fake lewe nie. Ek's moeg vir die fake vriend wat ek is moeg vir die fake ouer, ek is moeg vir die fake kind wat ek is moeg vir die fake man of vrou wat ek is. Ek ruk al my maskers af. Want al hierdie goed staan tussen my en U. En ek soek U. Ek soek U. Ek was daar. Van julle wat my al langer ken as 3 jaar, 9 jaar, 20 jaar, van julle ken my baie lang. Al gesien hoe my lewe is sulke rollercoasters ry. Van top Christian to frot Christian. From motivational speaker to preacher. Van worst to the worst. Beste pastoor. Jy weet hoe erg is dit as hulle sê as jy wil leer drink, gaan na daai kerk toe. Daai pastore sal jou leer drink. Nou is ons verlief op die Heilige Gees. Niks drink lekkerder as sy teenwoordigheid. Ek staan eerder hier voor, drankende spirit, ek kan nie praat nie, en as dit uitkom, klink dit dalk so Swahili, my tong knoop, net soos ou wat vol wyn is. Maar dit wat ek sê, verander jou lewe, as wat ek 'n getuienis dra, wat jou in die hel invat saam met my. Want dis die vraag wat die Here my gevra het. Hoeveel van die mense wie jy sê jy is verlief, was jy op pad om saam met jou hel toe te vat? En wat gebeur toe ek omdraai? En jy hoop almal draai saam, ander gaan wegdraai. Want hulle wil nie God hê nie. Hulle wil die luxury hê van happy sinners. Nie voordat jy sonde begin haat soos wat God sonde haat nie. Nie voordat ek my sonde begin haat soos wat God dit haat nie. Gaan ek 'n happy sinner bly. Die probleem is sonde laat ons goed voel oor ons. Want sonde sê, wie is die beste sondaar? Ek drink die meeste, ek vloek die meeste, ek speel, ek is die beste player, ek ken die meeste girls. Jy weet hoe bad is as jy 'n naam dra waar ouens vir jou sê, gee bietjie vir my daai swart boekie van jou met al daai nommers. Ek weet nie eens geweet ek het 'n boekie nie, maar mense het gedink ek het 'n boekie. Maar ek moes daai goed gaan face in my eie hart, en toe kon ek na God toe gaan en sê, check hoe fake is hy. Hoe kan ek hier voor staan, Here, jy gebruik my, hoekom kan jy my gebruik, kyk hoe fake is hy. En hy sê, dis juist hoekom ek gesterf het. Want die dag as jy realiseer hoe fake is jy, dan kan ek reël word vir jou. Nie vir hulle nie, vir jou. God wil vir jou reël wees. Vir jou wil hy reël wees. Hy wil hê jy moet op 'n plek kom waar hy alles is waaraan jy vashou. Want hy is vir jou reël. Ek kan mooi bid, ek het Bybelversies geken, ek kan goed voor mense praat. Die Here het my gebless. Maar ek was fake. Wie het my hart die meeste gebreek? Hoeveel mense het seer gekry as gevolg van my fakeness? Ek was plastiek as 'n Christen. En die dag toe ek besef ek's plastiek en ek sê, ek's jammer, toe word ek gekruisig. Want hoekom? Mense kry seer as jy plastiek is. Mense kry seer as jy 'n fake Christen is. Mense kry seer as jy 'n masker dra as 'n kind van God. Want hulle begin jou masker glo, nie God nie. En dan ruk jy daai masker af, ons almal soos in, eina, ek het gedog. Sien nie voor ek en jy rou kan wees in wie ons is nie, gaan ons altyd fake wees in wat mense sien. Ek kan hierdie goed sê, want ek was daar, ek het die pryse betaal. Ek het die trane gehuil, my hart het gebreek. Het was vir my moeilik om op te staan op 'n tyd. Want ek besef hoeveel mense het seer gekry, hoeveel mense het self dalk God gelos as gevolg van my. Mense wat nou nog nie na die Here toe wil kom nie, want dis een van jou mense so is.
En weet jy wat die hartseerste, jy kan nie teruggaan na baie mense toe en gaan regmaak nie, want hulle geloof is gebaseer op werke, nie op Christus nie. So hulle sien jou as die vyand, hulle sien nie versoening nie. En jy wat die pad begin met God loop, sien wat is fout, maar jy kan dit nie gaan regmaak nie, want jy word gesien as die vyand. Weet dit, baie mense gaan jou hele lewe lang goed teen jou hou. Al het jy reggemaak, al het jy verander, want hulle leef nog in daai seer. Hulle het nog nie gesond geword. Jy gaan either jou seer bly, of jy gaan vrykom in Christus. Maar moenie verwag dat die wat in daai seer bly, gaan happy wees, omdat jy Christus gevind het. Hulle gaan kwaad wees. Want hulle voel mislei, hulle voel bedrieg, hulle voel verraai. Ek weet, ek was daar. So kom ek altyd sê, daar is nie 'n ding tussen klein en groot sondes nie, maar sondes dra verskillende konsekwensies. Want as jy eers 'n klad teen jou naam het, mense onthou dit. Dis hoekom die woord sê, 'n goeie naam is beter as goud en silwer. Geld kan nie 'n naam koop nie. Karakter koop 'n naam. Integriteit koop jou naam. Dis hoekom God sê, kom jy na my toe, nie wat jy het nie, kom jy na my toe. Ek wil jou restore, dat ek die klad, die verlede van jou af kan wegvat, dat ek jou kan restoreer, al glo niemand in jou nie, ek die Here jou God glo in jou, en laat dit vir jou genoeg wees. Dis eers wanneer jy vervulling gaan kry, wanneer jy agterkom, God is alleen genoeg, het niemand anders nodig nie. En die oomblik wat jy daar kom, wat hy genoeg is, dan stuur hy die regte mense. Nie mense wat van jou iets verwag, behalwe die Christus wat in jou woon. En dis die lekkerste vriende om in jou lewe te hê. Mense wat nie 'n demand sit op wie jy is nie, hulle sit 'n demand op jou calling, hulle soek Christus. Geef vir my jou salwing, geef vir my jou woord, geef vir my jou karakter, ek soek wie Christus in jou is. Dis wat ons moet soek in mense. Dis wat ek in jou soek. Ek soek vriende in my lewe, in wie ek Christus vind. Nie 'n geleentheid nie. Ek soek vriende in my lewe wat vir my sê, ek is moeg vir jou stront. Moeg vir jou drama. Maar ons kan dit nie vir mekaar sê nie, want nou verloor ek jou as vriend. As ek jou verloor as vriend, omdat ek vir jou sê, wat in jou lewe werk nie vir my nie, en jy vat jou offense en jy's by daai hek uit, bly uit. Want iewers moet ek en jy begin groot word, in wat ons in die diepte van vriendskap deel. En trust my, as jy in hierdie manne aande 'n vriendskap kring, nie kahunas het nie, gaan jy swaar kry. Want die deel ons dit uit. Die rouheid waarmee hierdie manne met mekaar praat. Dis nie net van, kom ons haal die gloves af nie, man. Hierdie is bare knuckle fighting. Hier word goed gesê, want ons het nodig om die waarheid te hoor, dat ons kan ophou vashou aan die leuns van die verlede. Hoekom was Saterdagoggend vir die vrouens so groot? Because God wants to go deeper. Deep calls unto deep. Ja, maar ek speel nie goed met ander vroue nie. Ons het nie gesê kom speel met mekaar nie. Ons het gesê kom na die teenwoordigheid van God toe, waar julle as vrouens wat verstaan hoe God met 'n vrou werk, hom as 'n unit kan dien, because the unity God commands blessing. Maar ek is nie iemand vir baie mense nie. Sit voor, dan kan jy hulle nie sien nie. Kyk, as jy met daai klagtes by my kom, ek het baie antwoorde. Ek dink nou die dag het iemand gesê, hulle wil so iets sê en sê, nee, want as ek nou sê, ek weet, ek gaan nie 'n comeback vir jou comeback hê nie. Dat ek eerder net hier stil bly. Ek sukkel om te hoor wat julle sê. Sit voor. Hier is dit makliker.
Ek lag so by die konferensie. Het John Louis in die derde ry gesit, het vir hulle verkeerd gevoel, hulle wil nader sit. Hy sê Vrydag, hy gaan 'n stoel daar sit, dat hy van my kyk, dus ek gaan uitmis, want ek loop rond. Waar was of jy jou kantoorstoel kry? Gooi jy daai wielietjies. Daar kom 'n tyd in jou lewe, hoor my, daar kom 'n tyd in jou lewe, waar alles in hierdie wêreld vir jou kan vergaan. Want jy besef, niks werk as God nie in my lewe is nie. Niks werk as God nie op sy plek is nie. Niks werk as God nie die rede is, hoekom ek dit doen nie. Christen speel is baie maklik. Dis baie maklik om die regte woordjies te sê. Dis baie maklik om die versies te quote. Dis baie maklik om die Christianese te praat. Baie mense praat vlot Christianese. Dis is om 'n taal aan te leer. Jy kan Tswana praat, maar jy is nie Tswana nie. Die mense het geleer Frans praat, want hulle hou van die taal. Ek het gedog Frans is daai ding wat ek gepraat het op my toon teen 'n klip staan. Dit blykbaar nie dieselfde Frans nie. Sien, die feit dat jy die taal kan praat, beteken nie jy die karakter, die identiteit en die persoonlikheid wat saam met daai volk gaan nie. En dis hoekom die Here sê, jy's weergebore, jy's in die koninkryk van God ingebore. Wys vir my, die koninkryk van God is nou jou land, is nou jou volk. Die bloed van Jesus is nou jou bloedlyn. Dis wat hy van ons vra. Ons kom met, dis nie my volk nie, dis nie my volk, dis nie my mense nie, dis ook nie joune nie. As jy die Here kies, is hy dit. Wat sê ons altyd, bloed is dikker as water. Weet wat sê die Bybel? Gees is dikker as bloed. Hierdie is jou eerste familie. Hulle wat die Here saam met jou dien is belangriker as hulle wat bloedlyn familie is. En dit gaan hulle kwaad maak, want dit maak hulle vir my kwaad as jy dit vir hulle sê. Ek het al oproepe gekry. Hoe kan jy vir hulle sê 'n kerk se mense is belangriker as hulle familie, want die Bybel sê so. Hy sê kyk eers na hulle wat broers en susters in die geloof is, voordat jy na die ander kyk. Sorg eers dat kinders van God voorsien is, voordat jy na die wêreld toe hardloop. Ons wil almal charity doen, want almal kan charity sien, maar hier in die kerk sit iemand wat nie 'n brood het nie. Maar ons ken nie, want ons stel nie belang nie, want ons is so vir onsself nie. In die kerk van Handeling het hulle gegaan, dat hulle goed onder mekaar verdeel, sodat almal eweveel het. Vrydag aand vra iemand vir my, is dit nie baie werk om so 'n groot pot vir die mans te maak? Ek sê nee, vat dieselfde lengte. Die lekker kos wil maak, kan jy nie haastig wees. Ek sê, maar hierdie is vir my dienswerk. Ek love het om mense te entertain. Ek love het om vir mense kos te maak. Amen. Want baie keer om 'n tafel waar mense saam eet, praat hulle baie meer waarheid as net in 'n selgroep of net hier buite. Want wanneer iemand by jou sit, begin hulle jou vertrou. Begin hulle luister. Begin hulle oopmaak. Dis hoekom ons fellowship aande het. Waar ons mense sê, nooi mense na jou huis. Weet jy hulle is die mense nooi nie, want hulle is bang hulle sien hoe plastic is ons. En dan kom hulle daar aan en dan is jy en jou vrou dalk nie op 'n goeie plek met mekaar. Of hulle vind dalk die waarheid uit. Julle is van bed en tafel geskei. Dis hoekom dit nie reg kom nie, want die tafel is in die pad van die bed. Vat die tafel, braai vleis en kry aan die bed. Jy gaan dan nie kry om haar in te stamp nie, jy gaan dit daar kry deur na haar hart te luister. Die huwelik bestaan nie uit demands nie. Die huwelik bestaan uit dienswerk. Hoe meer jy demand, hoe minder gaan jy kry. Hoe meer jy dien, hoe meer is alles beskikbaar. En dis hoe God werk. Kom na my toe, kom hoor my hart, kom ontdek my hart, en kyk hoe breek ek hier die hele hemel vir jou oop. Laat nie een area in jou lewe
nie na gekyk sal wees nie. God wil jou fisies, emosioneel, sielkundig, geestelik, finansiëel, gesondheid, elke plek wil hy jou seën. Maar hy sê, the reward is with me. Diligently seek me. En ek sal jou reward. Hy soek kwaliteit tyd. Hy soek jou tyd. Weet jy kom wil ons nie tyd gee nie? Want tyd is duur. Ek kon ander goed gedoen het. Ek kon ander goed gedoen het. Ander goed is nie belangriker as God nie. Onthou eendag toe ek vir my mentor sê, ja, maar jy moet verstaan, my dag begin al vroeg. Ek staan al 5 uur op, want ek wil gaan gym 4:30 en 6 uur moet ek werk toe gaan, want ek wil die traffic mis. Hy sê, dan staan jy 4 uur op. As God vir jou belangriker is, dat jy sê hy is, as al die goed, pay the price, dan staan jy 4 uur op. Weet jy wat's funny? Daai dae wat jy 4 uur op staan, en tyd by God spandeer, is jy nie moeg nie. Want die oomblik wanneer jy met hom tyd spandeer, hy revive hy alles. Jou gees is nie moeg, jou hart is nie moeg, jou liggaam is nie moeg nie, jy floreer. En dan worry ook nie oor wat die wêreld jou bied nie, want soos ek was klaar by God. Hallo duiwel, jy kom maar klop soos jy wil. Wrong address. Gaan na die bure toe. Hier is jou vraag vir jouself die week. Soek ek regtig vir God, of soek ek net die idee van God? Soek ek net die hand van God? Soek ek net die voorsiening van God? Soek ek net die blessing van God? Ek's happy met al daai goed, maar ek wil nie God hê nie, want as God kom, beteken dit, ek moet verander. En ons wil nie verander nie. Ons wil dieselfde bly. En hier is like, nee, sorry nee. Ek kan jou nie so los nie, want die vlees jy is op pad hel toe. Die vernuwe jy, impakteer almal om jou. En hy wil hê my en jou lewe moet 'n lewe van impak wees. Nie verleiding nie, impak. Hulle lyk dieselfde, die paaie is net verskillend. Ek het genoeg gepraat. Kan nie weer 2 ure preek nie. Mense raak moeg. Sluit jou oë. Net daar waar jy sit. Vat 'n moment en praat jy met die Here. Sê jy vir hom, waar staan jy met hom? Maklik om vir my te lieg vir hom. Praat jy met hom. Face hom voor. Maar Vader, ons maak so maklik die genade cheap. Ons maak dit so maklik oor ons. Ons maak dit so maklik oor ons behoeftes en ons begeertes en wat ons wil hê. Ons maak dit so maklik oor ons drome en ons ideale. Ons wil so graag U net misbruik, dat ons sin en ons wil kan kry. Ons wil so graag net die goedheid misbruik. Ons wil so graag net die hart misbruik. As ons werklik dink hier's 'n vending masjien, gooi my 10 randjie in en dan kan ek 'n koeldrank kry, druk net die regte knoppies. En he's like, nee. Wat jy nodig het om my te kry, is geloof. Geloof waarin, dat jy weet, ek sal jou reward, as jy na my toe kom, en my soek. Here, en dis hoekom baie
Christelike besigheidsmanne se besighede vou, want hulle soek nie U nie, hulle soek die wêreld. Hulle soek God van die wêreld. Ons dink geld maak ryk. U sê die guns van die Here maak ryk en moeitevolle arbeid voeg niks by nie. Ons kan niks doen om ons situasie te verbeter nie. Ons moet leer vertrou dat God weet die beste. God is genoeg. You are the rewarder. Ons kan niks doen om ons verhouding met U te verbeter, behalwe om met U tyd te spandeer nie. Ons kan niks doen om ons kennis van die woord te verbeter, behalwe om in die woord te kom nie. Ons kan 500 preke en teachings luister en gebede wat gebid word, speel wat gerekord is, and it's still gonna do nothing if we're not coming to you and seeking you directly. Al daai goed is mooi, maar dis nog steeds nie God nie. Net U is God. Net U is God. Help ons om U te vind. Help ons om U te soek. Nie vir die reward nie, maar vir U. Want saam met U kom die reward in elk geval. Ware kinders van God hoef nie te smeek nie. U voorsien. Ware kinders van God hoef nie planne te maak nie, want U voorsien. Ware kinders van God hoef nie onnodig skuld te maak om hulle begeertes te doen nie, want U voorsien. Want wanneer ons begeertes ons dryf, word ons impulsief. Maar wanneer vertroue ons dryf, wag ons op die hand van God, om te seën dit wat hy weet, brand in ons binneste. Hy ken elkeen se behoeftes, maar hy ken ook elkeen se begeerte. En net soos wat hy sê, hy voorsien in elkeen se behoefte, so sê hy, kom met jou begeertes na my toe. Ek sal vir jou die begeertes van jou hart gee. Maar ons vergeet, wanneer ons na God toe kom, gaan hy nie vir ons vra, hoekom wil jy die ding hê nie, en waarom wil jy daai ding nie. Hy gaan sê, ek kan hierdie ding vir jou gee, as jou karakter op die plek is, wat daai ding jou nie arrogant en wêrelds gaan maak nie, maar 'n blessing gaan maak. Dan sal ek dit vir jou gee. Sien, want te veel van ons blessings wil ons hê moet ons wêreld maak. Want ons wil hê die wêreld moet met ons happy wees. Wat kan ek doen om God te behaag? Kom in geloof na hom toe. Weet dat hy 'n beloner is vir hulle wat hom met hulle hele hart soek. Hoe kan ek God behaag? Kom met geloof na hom toe. En weet dat hy 'n beloner is van hulle wat hom met hulle hele hart soek. Met hulle hele hart. Met ons hele hart. Help ons, Here. Help ons. Want ons het die hulp nodig. Ons het die vrymaking nodig. Ons het die genesing nodig. Ons het die voorsiening nodig. Ons het al die goed waarvoor ons bid, het ons nodig. Maar U is soos nie ten koste van jouself nie. Nie ten koste van jou huis nie, nie ten koste van jou huwelik nie, nie ten koste van jou kinders nie. Ek sal alles breek, totdat jy na my toe kom. Want as ek jou hart vernuwe, dan sal die blessing jou nie verlei nie, maar die blessing word 'n tool, waarmee jy dien. Soek eers die koninkryk van God, en sy wil, en hy sal al die goed vir ons byvoeg. Help ons
om die koninkryk te vind. Help ons om u wil vir ons lewe te vind. Sodat ons nie hoef te werk vir dit wat u vir ons wil gee nie. Dat ons in die oorvloed kan wandel van die hart van God wat vir ons oopgemaak is. Dis ons gebed van Jesus naam. En almal sê saam. Amen. Ek wil jou regtig encourage hierdie week. Jou regtig encourage hierdie week. Kry vir jou plek, whether jou huis, wherever. Vind 'n plek waar jy by God kan gaan sit. Gaan soek hom. Moenie musiek vat nie. Gaan sê moenie eens jou Bybel vat nie. Gaan sit en word stil. Sit jou foon op silent, los hom in die huis, gaan sit in jou tuin. Gaan sit stil. Gaan word stil. Gaan wees stil. Ja, maar ek dink aan al die goed, leer selfdissipline. Leer om vir jou vlees te sê, vlees, wag, dis my en God tyd. Want jy kan dit doen, dis die gesag wat jy het. Ja, maar my emosies, dis waar jou probleem lê. Leer jou emosies om te wag, want dis my en God se tyd. Ons sê so maklik vir ons kinders, wag, ek praat gou met mamma of pappa. Wie sê so maklik vir jou vriende, ek praat net gou met hierdie een, wag, ek kan nie nou met jou praat nie. Wanneer gaan jy vir jou wêreld sê, wag, ek praat nou met God? Dis wanneer jy God so begin eer en respekteer, wat dinge vir jou verander. Want hy bly ons eerste verhouding, bo alles. So lief as wat ek vir my vrou is, het ek vir God meer lief. Soveel respek en tyd wat ek vir my vrou het ek vir God meer. En is dieselfde by haar. Ek meng nie met haar en God se tyd in nie. Ek sal seer kry. Sien, as jy God kan eerste stel bo almal in jou lewe, sal hy jou seën bo almal in jou lewe. Nie om te brag hoe goed jy is nie, but hy is 'n rewarder, dis sy hart. Hy wil vir jou goed wees, maar nie ten koste van jouself nie. As jou drome jou gaan ruin, he will ruin your dreams. As jou beplanning jou gaan ruin, gaan hy jou beplanning ruin. Want jou gesondheid en jou genesing en jou herstel is vir hom belangriker as enigiets anders. Enigiets anders. Volgende loop ek hier en bid en ek voel eers my gewrig is seer, ek druk so en alles is seer. En ek is like, dalk kort ek 'n bike laat hy kan oefen. En ek lag vir myself. Dalk is jy geestelik styf, want daar's goed in jou geestelike lewe wat so lanklaas gewerk het. Jy is nie meer geestelik fiks nie. Jy het geestelik gestagneer. Wanneer laas het jy net op jou knieë gegaan, net om vir die Here te sê, alles is doen moeilik, trust my, vir my om op my knieë te gaan en op te staan is 'n proses. Maar ek love om op my knieë te gaan, want dit is net vir my, dit hoef nie vir jou nie. Vir my is dit daai place of humbleness, waar ek hom bo myself stel. Waar ek dit nie vir hom, ons sê so maklik, ek buig net dit nie vir God, wanneer laas het jy? Ons is goeie leenaars. Ons is so fake. Maar mense moet sien, ek sê die regte goed. Iemand stuur vir my 'n post eergister wat sê, in all your conversations, realize God is also a listener. En ek is like, wow, dis cool. Amen. Amen. Ek moet julle seker los laat julle gaan. Ek sukkel deesdae, ek wil net vloei. En vloei, ek sien Hugo raak al moeg. Is okay, ek raak ook baie keer vir myself moeg. Ek weet. Ek wil hiermee afsluit, ek gaan regtig draai.
Ek bid die Here dat daar 'n dag kom. Laat my gebede hiervoor nie 'n smeking sal wees vir mense met opregte harte nie. Laat my gebede 'n dankbaarheidsgebed sal wees vir mense met opregte harte. Ons almal smag na opregte, uitverkoopte mense in ons lewe. Amen. Maar weet jy, hoe gaan jy dit kry? You get what you sow for. Wees jy die opregte, uitverkoopte persoon. Leer ander deur jou lewe. Leer ander deur hoe jy leef. Maak hulle honger. Dis hoekom die woord sê, taste and see. Jy kan mense honger maak vir God deur jou lewe. Amen. Hoe hoef jy net al agtergekom, jy kan net klaar geëet hê. Dan ry jy vir iemand se huis, dit wees as om wors te braai. Of eie. As jy soos in, ek het so lank laas 'n worsbroodjie gehad, dit sal nou lekker wees. Jy is nog vol. Maar sien, that's taste and see, omdat jy weet hoe goed hy is. Die oomblik wat hy reuk kom, is jy soos in, ek kan 'n plekkie maak. Amen. Jy kan hoe vol geëet word, daar's altyd plek vir pudding. Want hy sal sy way invind tussen daai goed. En dis met God, maak nie saak hoe gejaag, of hoe besig, of hoe rof jou lewe, of jou omstandighede is nie. As jy vir God tyd maak, he will find his way. En hy sal al daai goed seën, omdat jy hom gekies het. Amen. Gaan asseblief nou. Gaan huis toe, maar drink eers koffie.